Goeiemôre, ek is Jimmy Meyer. Ek wil vir julle vertel van my eerste huwelik wat ek gehad het. Ek het al vir julle vertel van die uitreik wat ek gehad het, wat ek regtig gesien het, die Here se wonderwerke en hoe hy voor ons uittrek, en ek het al vorige geleenthede ook in my lewe gehad, waar ek gesien het hoe die Here wie die Here is, en hoe hy voorsien, en hoe hy voor ons uittrek. Maar al het ek dit gesien, en al het ek gelowige ouers gehad, wat die Here gedien het, en wat ek kon sien, dat hoe lief hulle vir mekaar is, en hoe lief hulle vir die Here is, het ek nog nie geweet hoe om my lewe reg te kry nie, en hoe om die Here te dien nie. Nou Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, omdat hulle die kennis verwerp het. Daarom kan hulle nie die priesters amp uitdra, soos wat hulle veronderstel is om dit te doen nie. So al het my ouers die Here gedien, was ek te skaam om te hulp te vra oor hoe om die Here te dien. En ek het gedink my ouers is heilig gebore, hulle het so 'n goeie lewe gelei. Wat ek nie geweet het nie, is dat hulle ook maar gegroei het om op daai punt te kom waar hulle die Here so kon dien. Van daai goed het ek op daai stadium niks verstaan nie. So dis my, en daarom is dit ons as mans se plig om hierdie kennis op te doen, en dit vir ons kinders en veral vir ons seuns deur te gee, sodat hulle priesters van hulle huis kan wees. Maar die enigste manier wat jy daai kennis kan opdoen, is as jy absolute pad met die Here stap. As jy 'n kind van die Here is, en jy stap saam met die Here, en jy vra vir hom wat is sy wil, en jy bestudeer sy woord, en jy lees in die Bybel wie hy is, wat hy vir ons wil wees. Jy vra vir die Heilige Gees, dat hy vir jou wys. Dis die enigste manier wat ou daai kennis kan opdoen. So in my toestand, wat ek nie die Here dien nie, gaan ek een van die grootste besluite in my lewe aan, deur om 'n verhouding met 'n meisie aan te knoop, en wat glad nie die Here se wil was nie, en dit was 'n fisiese aantrekkingskrag, en ons het absoluut niks anders eintlik in gemeen gehad nie. Ek het uit 'n huis uitgekom waar my ouers die Here geken het. Sy het uit 'n huis uitgekom wat daar nie eintlik oor die Here gepraat is nie. So ek het eintlik, maar soos wat ons vandag amper doen, net 'n vrou gevat. Want ek wil hy, en ek sal afvat, en ek het die Here glad nie geken het nie. So dis gedoen op 'n fisiese aantrekking, sonder iets in gemeen, sonder 'n geestelike basis, of die Here as basis. En ek het om my gekyk en gesien, dit is maar hoe die jong mense om my, selfs die mense wat in die kerk is, dit is dis maar hoe jy 'n verhouding aanknoop, en dit is hoe jy trou, en dit is hoe jy lewe. En ek het die gedagte gehad, omdat ek uit 'n geestelike huis uitgekom het, sal ek haar wegwys.
Ek het die arrogansie gehad om te dink, omdat ek uit 'n goeie huis uitkom, sal ek kan reg help. Ek het sy in my wêreld ingekom, so ek het die hele ding gehad van sy moet maak soos wat ek sê, want dis my wêreld. En noodloos om te sê, daar was geen respek nie ek vir haar nie sy vir my nie. Daarom het ek met haar gepraat soos ek wil, gemaak soos ek wil. En sy het ook my nie van beter geken nie. En het ook nie vir my met respek behandel nie. Ek het haar ook nie veilig laat voel, sodat sy enigstens my met respek moet behandel nie. En dit het gemaak dat ek Paul omtrent kwaad was en ongelukkig was. En as ek buite by my werksmense gekom het, dan wou ek my wil het geld, want dis daar waar ek kan sien, ek kan dinge trek en karring, sodat het werk soos ek het wil hê. Want in my huwelik was dit 'n totale misoes gewees. En dit het so erg aangegaan tot my pa op 'n kol my gesê het, my kind, julle sal moet vir berading gaan. En op daai stadium het my vrou gesê, nee, sy sien nie kans vir berading nie. En so het dit op die ouend in die skeihof opgeëindig. En ek was maar te bly dat sy gesê het, sy wil skei. Ek was baie verlig. En dis hoekom die huwelik, dit kan die naaste aan hel wees wat jy kan kom op aarde, is om met iemand te trou wat jy gevat het, sonder dat die Here die persoon vir jou gegee het. Maar dit kan ook die naaste in die hemel wees, as die Here vir jou die persoon gee. So, op die ouend was ek verlig, maar ek was stikkend en ek was glad nie in staat om enigstens weer 'n man vir 'n vrou te wees nie. Ek het op daai stadium nie geweet hoe om 'n verhouding met die Here te hê nie, en ek het nie geweet hoe om in sy wil te beweeg nie. En dit is die goed wat ons as priesters van ons huise is ons veronderstel om dit vir ons seuns te leer. En vir hulle te wys, nie net te leer nie, om vir hulle te wys hoe stap 'n mens op pad saam met die Here. En hoe trek die Here voor ons uit? Hoe sy bewaarende hand oor ons is, hoe sy voorsienende hand oor ons is. Sodat daai seun van jou weer enige priester van sy huis kan wees. Sodat hy die kennis kan hê om 'n verhouding met die Here te hê, die keuse kon gemaak het om 'n verhouding met die Here te hê, en te geleer het om binne in die Here se wil te stap. Ons doen baie moeite om ons kinders goeie opvoeding te gee, om ons kinders te laat leer, om vir ons kinders 'n nalatenskap te gee. Maar hierdie is die enigste nalatenskap wat jy vir hulle kan gee, wat vir hulle regtig iets beteken, wat hulle kan vat in hulle toekoms in, en ek wil amper sê in hulle nageslag in, is om hulle te leer dat hulle 'n verhouding met die Here moet hê en binne in sy wil beweeg. Dankie.